Prys die Here, halleluja, fantasties, ja, ek praat vandag met jou oor hierdie, oor daardie, oor dit en dat, maar alles kom by Jesus uit, ek praat met jou oor vlee, en ek praat met jou oor boustene, ek praat met jou oor aanbidding, maar voor ons oor al hierdie goed praat, kom ons praat net vinnig oor aflê. Voordat jy by aanbidding kan uitkom, ware aanbidding, wat jy voel jou gebed breek deur die hemele en deur die plafon, moet ons by aflê kom. Jy sien, baie mense kom by die kruis uit, maar hulle het nooit by die opstanding uitgekom nie. Hulle kom by die kruis uit, maar hulle het nooit by die hemele uitgekom, vir die hemelse plekke nie. Baie mense is begin Christen, en nou kom ons kyk net as jy by die aanbidding wil uitkom, wat deurbreek, voor ons by die boustene, die lewende steen en die goeders kom, en voordat jy by die deurbrekende aanbidding kom ons kyk net wat sê aflê. Die Bybel sê in 1 Petrus 2 vers 1, lê dan af. Met ander woorde, sit neer. Die hele lewe gaan oor neersit en opneem, 'n geestelike groeiproses. 'n Mens wat net bly waar hy is stagnant. Alles verander tot 'n liggaam wat gesterf het, is besig om te decompose, hy is besig om te verander, alles verander, al wat nie verander is 'n fossiel, dis dan verskriklik erg, nee. Nou ja, ek praat met jou oor al hierdie dinge, die Bybel sê, lê dan af alle boosheid, sê saam met my, all wickedness, alles wat verkeerd is, mag God aan my openbaar, bietjie vir bietjie, little by little, day by day, he's changing me, lê dan af alle wickedness, alle boosheid, alle afguns, alle bedrog, gefeinstheid, daardie beterweterigheid, daardie afguns, nee, en kwaadpratery, en dan kom hy in vers 2 en hy sê, verlang sterk, met ander woorde met 'n desire, 'n craving, sê een van die Engelse vertalings, verlang sterk soos 'n pasgebore kindjie na die onvervalste melk van die woord. Dan moet in jou binneste, nadat jy aflê, 'n verwagting, 'n soeke na die woord wees. Iemand vra my die ander dag, hoe kan 'n mens dors kweek na God? Jy weet al hoe mense dors, as jy werklik dors wil word, na die lewende water is, jy moet sout eet, as jy biltong eet, dan raak jy mos dors. Hoe meer jy aflê, dinge wat pla, hoe meer honger jy na hierdie woord. Hy sê, lê af, en dan sê hy, verlang na die onvervalste melk van die woord, soos 'n babietjie. Wat doen 'n babietjie? Hy kryf na melk. Hy huil daarvoor. Ek wil sê, die volgorde om by daai deurbrekende geloof te kom, wat die hemelse, ek wil sê, die plafonne deurbreek, voor jy daar kom, lê af. All wickedness, alles wat indruis, teen die woord van God, lê net af, sit neer, my grootste quest, my grootste soeke, sê Here, meer te wees soos Jesus, ek moet verander, ek vra baie kere die Here, is daar nog iets waarna ek kan verander, baie keer, ek het al 'n paar keer die week gedoen, dis my grootste soeke in die lewe, meer te verander, daar moet nog iets wees, volgende week hoop ek, hy wys my weer ietsie, nader my God, nader by, en hoe meer jy verander, hoe meer wil jy die Bybel lees, jy moet daarvoor kryf. En weet jy wat kom ek agter, wat hinder 'n ou partykeer om te eet is vlee. Soos ons met die vlee wegjaag, die goedjies wat jou hinder om te eet, wat daar op jou broodjie wil sit, jaag hom weg. Ek het in my huis 'n paar bottels insekdoder op my lesenaar, as iets my wil hinder om die woord te eet, 'n vleende voorwerp, 'n vliegie wat daar wil nie, wat daar rondvlieg, jy het mos al agtergekom, partykeer as jy besig is met die woord van die Here, is daar goed wat jou wil hinder. Dit is net hierdie dingetjie wat jy gou wil doen, en dit is net daai dingetjie wat jy gou wil doen. En jy sê, ek gaan nou Bybel lees, maar ek wil net gou die spreier skuif. Of ek gaan nou bid, maar ek wil net vinnig die voordeur oopmaak, en ek wil net vinnig kyk of dit als reg is hier buiten. En dan sien jy iets wat nie reg is, en dan doen jy dit gou, en dan sê ek wil net gou dit doen, en voor jy dit gedoen het, is daar iets anders. Dis als vlee wat jou hinder. En jy moet dit wegdrywe. Nou ek het 'n paar blikke doen met my insekdoder in my huis, een is op my lesenaar, een is langs my bed, want as jy ou wil slaap en hierdie insek vlieg hier rond, dan, ek het gisteraan so 'n geval gehad, hy is net daar rond, en ons is hierdie kant en daai kant, en ek en my vrou wil hom gou vang, en ons wil hom keer, sy kom ook daar in die kamer in, en toe sê ek, daar sit hy, en ek het, pssst, weg is hy, klaar maar raai, hy is weg. Nou ja, die goedjies wat jou hinder om by die woord uit te kom, daai klein nitty-gritties, oor 100 jaar gaan jy niks meer van dit onthou nie. Al wat dan gaan saak maak is, hoeveel jy in Jesus gegroei het.
Hoeveel het jy in hom gegroei? En hy sê, nadat jy afgelê het, verlang sterk, sê saam met my sterk, soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan groei. Het jy nie gebid en gesê, Here, ek wil geestelik groei nie? Ek dink jy het so gebid, as jy wil groei, kweek 'n honger hierna. Sê vir jouself, ek wil hierdie boek in die Bybel deurlees in die volgende maand of tydperk, en ek wil 'n studie maak van die genesings wat Jesus gedoen het. Kry vir jou 'n onderwerp. Hy sê, dan kom jy na hom toe. Hy sê in vers 4 van 1 Petrus 2, dan kom jy na hom toe, die steen wat deur die bouers verwerp is, maar by God uitverkore is, en laat jou ook opbou soos lewende stene. Nou hoe is Jesus verwerp? Hy is deur die fariseërs, wat eintlik die bouers is hy verwerp. Hulle het gesê, hy is nie die Messias nie. Die volk wou hom Messias maak, maar hulle het hom verwerp. Maar hy was kosbaar en uitverkore. Kom na hom toe. As jy afgelê het en jy begin jou woord studeer, dan kom jy na hom toe en jy sal sien, hy begin jou in sy koninkryk inbou, inmessel. Kom ek lees het weer, vers 4. Kom na hom toe. Wie van jy het gesê, ek wil gebruik word in die koninkryk? Wel, kom, kyk of daar iets is wat jy kan aflê. Begin die Bybel te lees, dit sal jou bruikbaar maak. En dan kom jy na die lewende steen wat deur die bouers verwerp is. Jesus is die lewende steen. En laat julle so stene inbou. Jy sien wat het gebeur met die lewende steen, hy is verwerp. Christene word baie kere verwerp, maar moenie verwerping as dit of dat ag nie. Dis die bakoond waarin 'n steen gebak word. Omstandighede is dit wat jou gemaak het wat jy vandag is. Omstandighede, cherish your desert. Ek weet, koester jou woestyne. Ag jou omstandighede van jou verlede en jou vervolging kosbaar. Weet jy hoe word 'n baksteen gemaak? Jy kry bakstene wat van die vroegste tye af word stene met klei gemaak, en dan kry jy stene wat daar buite in die son gesit word, dan droog hulle dit daar uit, of jy kry die regte baksteen, hy is 'n bietjie dierder, die regte baksteen, hy word in 'n oond gebak, teen 1000 grade Celsius, en daai 1000 grade Celsius steen is sterker, hy kos dalk dieselfde, 'n bietjie dierder, maar nie baie, hy is 'n bietjie, sy prys is dierder, ja, maar hy's gebak teen 1000 grade Celsius. Weet jy, wanneer 'n steen gebak is hy meer duursaam. Ek het 'n klompie stene vir my 'n klompie jare terug gekoop, 'n klompie regte bakstene, en ek het vir my 'n braai gebou daarvan, want ek wou gehad het die stene moet hou. Hulle moet nie bars as ek vuur maak daarop nie. Ek het in verlede week weer vuur gemaak op daai stene. Nog nie een het gebars nie. Ek het eintlik 2 braaie al gebou daarmee. Nie een steen het gebars nie, hulle bars nie, ek maak bo op die stene vuur. Want hulle is gebak in 1000 grade Celsius. Jy sien 'n steen, jy kan 'n goedkoop steen gebruik in 'n gebou, maar jy kan hom nie op 'n plek sit waar daar gewig is wat gedra moet word nie, 'n lintel wat moet hang of 'n dakkap nie. Weet jy wat wil God met jou doen? Jy's deur jou storms, jy's verwerp in hierdie lewe. Niemand is meer verwerp as Jesus Christus nie. Dink maar aan die Paastyd. Hy's geslaan, hy's gemartel, hy is gekastei, sy hare is uitgetrek, maar hy het vas bly staan. Jy's deur jou storms, kom na hom toe wat ook verwerp is, en laat jou ook inbou. Ek wil vir jou sê, cherish your desert, jou woestyne het jou gemaak wat jy is, en daarom kan God jou op plekke inbou, wat jy van groter waarde is. Dink aan Josef, sy broers het hom verkoop, toe word hy die steen, wat sy hele familie dra, wat tot redding van die volk Israel is, want die volk Israel is eers, by implikasie deur sy pa Jakob, wat sy naam verander is na Israel. Daarna is hulle eers 'n volk genoem. Josef wat deur die put is na die paleis. Josef wat verkoop is van die tronk na die troon. Dis storms wat jou maak wat jy is. Soos wat sê die volgorde om ingebou te word, om deel van die huis van God te wees, om kosbaar te wees, om gewig te dra. Wat sê hierdie boodskap? Kom na hom toe, die steen wat verwerp is. Al is jy verwerp, Christus is ook verwerp. Kom na hom toe, hy sal jou inbou. Laat jou inbou, sê die vers. Kom ek lees dit. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. Dis vers 5 van 1 Petrus 2. Laat jou opbou. Met ander woorde, laat toe om betrokke te wees in die werk van die Here. Laat toe om deel van die koninkrykswerk te wees, nadat jy afgelê het, beginne aflê het, nadat jy gesê het, Here, ek lees u woord, sê Here, nou wil ek betrokke raak in u dienswerk, kom na Jesus toe, raak betrokke. Daniel,
deur storms in die leeukuil, toe word hy die tweede in bevel in die land. Hy word die hoofminister. Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, toe word hulle minister saam met Daniel. En so kan mens deur die woord van die Here gaan. David vervolg, sy eie skoonpa wil hom vermoor, hy is gejag soos wat die mense op 'n truis op berge sou jag, of soos wat jy 'n vlooi op 'n hond se rug soek, so het hulle hom gesoek oral, maar hulle kon hom nie kry nie. Maar weet jy wat, toe word hy die koning van daardie land. Jou storms maak jou wat jy is en maak jou bruikbaar, maar ek het agtergekom, as 'n pak stene of as iets buite lê, kan daar sabotasie plaasvind. Ek het in die week, het ek 'n yskas daar buite gesit, wat daar by ons kerk, buitekant daar een kant neergesit, want hy is tot niet, hy is afgeskryf, en ek wou hom nog verwyder het, maar in die nag, toe kom hulle, toe steel hulle die stikkende yskas se kompressor uit, want hy lê buite. Het jy geweet, stene wat buitekant lê, kan skade kry, hulle kan gesteel word, want hulle is nie ingebou nie, hulle is nie betrokke iewers nie, hulle is nie deel nie, daarom het ons hierdie sonnaskoolliedjie gesing, ons bou altyd dag na dag, smorgens vroeg tot in die nag, aan 'n tempel wat die wêreld nie kan sien. Elke steen in sy naam, elke gebed of elke werk in sy naam, voeg die stene stewig saam, van 'n tempel in die ewigheid. Weet jy wat? Ons moet werk vir Jesus. En nou sê die Bybel, laat jou ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring. Wanneer jy beginne om te aanbid, wat jy voel, gebed breek deur. Jy het mos al gehoor, mense sê, daai oom wat so mooi kan bid, of daai tannie, sy kan nou mooi bid. Weet jy, daai tannie is deur die male van die lewe. Daai tannie het begin dinge aflê in haar lewe. Daai tannie het begin 'n Bybel lees. Daai tannie het ten spyte van haar storms op 'n plek gekom, waar sy gesê het, ek wil betrokke word in die werk van die Here, en nou, sê die Bybel, sodat jy geestelike offers kan bring. Weet jy, wanneer kan mens begin om deur te breek in jou aanbidding na God toe? Wanneer jy op 'n plek in jou lewe gekom het, wat jy stories het om te vertel van storms. Stories van storms maak jou 'n steen gebak in die bakoonde van hierdie lewe, wat gewig kan dra. God het jou voorberei vir 'n tyd soos hierdie. God het jou gemaak wat jy is vir 'n tyd soos hierdie, om na hom toe te kom, hy wat op die paastyd verwerpe is deur die hoëpriesters, deur die fariseërs, deur hulle wat die leiding moes gee, verwerp. Miskien het mense jou verwerp, een kant gegooi, maar kom na hom toe en sê, ongeag of hulle my verwerp het, Here, bou my nog steeds in, maak my bruikbaar, ek skakel in, ek raak betrokke, ek wil deel van die lasdraers wees. Nou 'n steen wat nie deur hierdie soort van storms is nie, kan ook gebruik word, maar jy bou hom in by 'n plekkie waar hy minder gewig dra. Jy bou hom daar by die stene in, wat nie eintlik die lintel hoef te dra nie, daar kan jy amper maar 'n holte ook, maar jy bou hom in daar, want al het jy nie deur storms gaan nie, sê Here, ek wil ingebou word, want ek wil nie verlore gaan nie, ek wil nie gesteel word op die sypaadjie nie, ek wil betrokke wees. Daarom staan daar in die skrif geskryf, ek lê in Sion, 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen. Dis nou Jesus. Hy is 'n kosbare hoeksteen, die ene wat verwerp is, word die kosbare steen. En miskien is jy volgens hierdie vers 6 ook verwerp, dan sê die Here, jy is vir my 'n kosbare steen. Jy is kosbaar, ek gaan jou op 'n plekjie, op 'n hoek, iewers inbou, waar jy waarde het. En hy sê, ek lê in Sion, 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaamd wees. En as jy sê, Here, ek glo in U, laat my inbou, jy sal nooit skaam wees daaroor. Dit is jou beste besluit in die lewe. Ek gaan nooit skaam wees nie. Vir hulle wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges is daar 'n ander woord. Die steen wat die bouers verwerp, die hoeksteen, het 'n steen van struikeling, van aanstoot geword. Vriende, hulle wat jou verwerp, hulle gaan oor jou val. Maar vir hulle waar jy ingebou word, jy gaan vir hulle kosbaar wees. Kosbaar. Dis tyd dat jy nie meer so alleen is nie. Dis tyd dat jy nie meer so eensaam is nie. Tyd geword dat jy nie meer alleen jou koffiekie drink nie. Tyd geword dat jy nie meer alleen eenkant eensaam, verlate alleen op jou bank sit nie. Raak deel van 'n gemeenskap
van 'n groep mense, waar jy sê, ek laat my inbou, ons sal werk vir Jesus, wyl die skadies daal, ek sal werk vir die meester, ek sal arbei vir die meester, tot hy my kom haal. Nou sê die Bybel, maar julle is 'n uitverkore geslag. Daai woordjie geslag beteken eintlik ras. Die oomblik wanneer jy betrokke raak in die koninkryk van Jesus, dan verander jou ras. Jy sien, we are a peculiar people. Die wêreld daar buite het maatstappe van kultuur en van verskillende agtergronde en goeders, maar ek en elke gelowige in my gemeente, en elkeen wat saam Jesus dien, ons is anders. Ons is 'n ander kultuur. Ons is 'n ander groep mense, ons is 'n ander nasie. Daarom sê die Bybel, my burgerskap is nie van hier nie, dis van die hemele. Ons is 'n ander groep mense. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag. Wil jy op daardie plek kom, waar hierdie aardse dinge jou nie meer so omkrap en ontstel nie, want jy's 'n burger van 'n ander land. Het jy agterkom, burgers van ander lande is minder besorg oor Suid-Afrika, as wat mense in Suid-Afrika oor Suid-Afrika besorg is. Ek het al gehoor dat mense wat wegtrek, of vir 'n tyd lank oor see bly, en dan terugkom sê, dis lekker om so 'n tydjie weg te gewees het, en dinge van ver af te sien. Weet jy wat? Dit het tyd geword, laat ons besef, soos Paulus sê, my burgerskap is van die hemele. Nou sê hy hier so in vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, met ander woorde, 'n ander ras, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Die heilige volk beteken eintlik 'n heilige nasie. Ons is 'n ander nasie, ons gelowiges, ons is 'n ander groep mense, ons kyk anders na mekaar. Hy sê, julle is 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde, met ander woorde die eienskappe, ons moet die kwaliteite van God verkondig, wat ons uit die duisternis geroep het. Weet jy, hoe word jy 'n prediker, 'n verkondiger? Dit begin by vers 1, jy begin dinge aflê. Vers 2, jy begin die woord te kryf. Vers 3, 4, nou word jy 'n aanbidder. Jy begin te aanbid en jy laat jou inbou. Jy raak betrokke in die koninkryk. En voor jy jou kom kry, is jy 'n dinamiese, kragtige prediker, wat vertel dat Jesus red en genees en hy doop met sy gees. Mense word die predikers deur seminariums, die seminariums of universiteite help jou dalk, of plekke waar opleiding, dit help jou dalk, maar dis waar die tikkie die teer tref, waar jy self begin werk en sê, Here, ek lê af, kom, ek wil jou begelei. Is daar iets wat jy vandag moet aflê? Punt 2, is daar in jou Bybelleesprogram iets wat jy moet opneem? Punt 3, is daar 'n plek waar jy moet inskakel en betrokke word? Want 'n steen wat op die sypaadjie lê, kan gesteel word, kan gevat word, kan gesaboteer word. Punt 3, nou sal jy 'n aanbidder word, die res gebeur van self. En jy sal begin vertel, dit sal so oor jou lippe begin rol. Jy gaan nie meer skaam wees, want die Bybel sê, jy gaan nie skaam wees, jy sal nie beskaamd wees nie. Het gaan so oor jou lippe begin rol. En jy gaan die eienskappe vertel van hom, want jy is nie meer aan hierdie aardse ras en nasie en goeders gekoppel nie. Jy is nou 'n besondere mens. Jy is nou op 'n hoër vlak. Jy is nou in 'n ander dimensie. Jy beweeg in hoër heerlikhede. Jy is nou by hom wat deur die mense verwerp is, maar by God uitverkore was. Jy is deur die storms en die male van die lewe. Jy is in 'n hoër vlak. God gaan jou gebruik, my vriend. Jy's voorberei, juis vir 'n tyd soos hierdie. Mag die Here jou gebruik. Kom ons bid saam. Here, is in hierdie tyd, wat ek wil spesifiek dink aan u wat verwerp is deur die bouers. Hulle het gesê, ons wil hom nie hê nie. Die volk het gesê, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Maar die bouers, die fariseërs het gesê, nee. Maar toe kom die groot boumeester en hulle neem u aan. En ek wil nou bid vir myself en vir elkeen wat na hierdie woord luister. U het hulle aangeneem. Ons wil daarom aflê. Ons wil daarom oplees. Ons wil daarom inbou. En ons wil na u toe kom, Here, bou ons in. Ontvang ons lof aanbidding. Mag die aarde bewe wanneer hierdie mense bid. Mag rotse skeur. En dankie dat hulle verkondiging
die wêreld bereik in die naam van Jesus. Amen, amen. Ek seën jou in die naam van die Here. Ons bou dag na dag, mag die Here jou seën, ek weet hy doen dit. Love you all, tot volgende keer, bye!